Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Die tema van hierdie reeks is die potensiaal van die woord en ons het hoofsaaklik in detail gekyk na Jesus se gelykenis van die saaiër. En ek wil vandag afsluit met hierdie reeks en daarmee saam wil ek weer stil staan by Markus 4 vers 20 en dan ook by 'n enkele paar beloftes van die woord, veral rondom genesing. En daar's baie beloftes waarop hierdie van toepassing is. Dis nie net genesing nie. Maar God se wil om te genees lê die afgelope tyd so swaar op my hart en dit breek my as ek sien hoeveel van sy eie seuns en dogters is siek en gaan gebuk onder krankheid, dat ek myself net nie kan help om oor sy genesing te praat nie. Ek wil hoop in sy liggaam inbring oor sy wil rondom genesing. Maar ek kan verseker nie toelaat dat die vrees van kritiek die woord in my kom verstik nie. So in hierdie gelykenis van die saaiër begin Jesus deur vir ons te verduidelik hoekom die woord baie keer nie vrugte dra in ons lewens nie. En ons het gesien dat dit net in een geval gedeeltelik die bose se skuld is, maar in al die ander gevalle was dit ons eie skuld. Want is ons wat soek onder die druk van kritiek, of wanneer mense ons geloof in die woord bevraagteken, of ons spot oor dit wat ons glo, en is ons wat toelaat dat ander dinge in ons lewens vir ons belangriker word as die woord, en wat ons tyd steel, en ons aandag steel, en ons fokus steel, en God en sy woord word 'n spaarwiel in ons lewens. En dan wonder ons hoekom die woord nie werk nie. Maar hier in Markus 4 vers 20 kom Jesus, en hy verduidelik eintlik vir ons die vaderhart van God. Hy gee vir ons die eintlike doel en plan en bloudruk van God se woord, en hy sê vir ons, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160 en 100voudig. God se hart is dat sy woord 100voudige vrugte sal dra in my en jou lewe. Hy het sy woord gestuur, nie om vir my en jou 'n las te wees en 'n verpligting wat ons doen net voor ons gaan slaap nie. God het sy woord gegee sodat sy woord altyd en onder alle omstandighede 100voudige vrug kan dra. God se wil is nie die harde pad nie. God se wil is nie die klippe en die dorings wat sy woord verstik en geen vrugte dra nie. Daai is alles as gevolg van die toestand van ons eie hart. Daai resultate het niks met God se wil te doen nie, maar alles met die toestand van ons hart. Dit is so duidelik uit hierdie gelykenis dat ek nie na my eie omstandighede kan kyk en so God se wil vir my lewe kan bepaal nie. Die gebrek aan vrug is duidelik in hierdie gelykenis nie 'n teken van God se gebrek aan die teenoorgestelde nie. Die negatiewe wat ervaar is meestal my eie toedoen. En ek weet dit is dalk hard om te hoor, maar dit is ook goeie nuus, want as ek die probleem is die oplossing ook maklik. So kom ons wees vandag volwasse genoeg om te erken, Here, baie van die resultate wat ek vandag ervaar is nie u wil nie, maar my eie toedoen. Baie van dit wat ek vandag ervaar is as gevolg van my eie hart se vrees en verdeelde aandag en fokus. Maar, dankie Here Jesus, as gevolg van u woord kan ek vandag bely en erken waar ek gefaal het en ek kan 'n 180 grade omkeer maak en met die hulp van u gees en u woord verandering bring in my lewe, sodat ek die volle vrug van u woord in my lewe kan ervaar. Amen. Romeine 12 vers 2 sê dat verandering eintlik eenvoudig is. Verandering kom nie deur harder te probeer nie. Daai is die wêreld se stelsel en dit werk nie. Been there, done that, got that t-shirt. God se manier is baie makliker en dis 100% effektief. Hy sê hier dat as jy wil verander, begin om nuut te dink. Die Engels praat van renewing your mind. Vernuwe jou gedagtes. Hoor hoe skryf hy dit in die New King James? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hierdie woordjie transformed is in die Grieks die woord waar ons metamorfose vandaan kry. So die woord sê, as ons bereid sou wees dat die woord ons denke nuut maak, sal ons lewens so drasties verander, dat dit sal lyk soos 'n wurm wat verander het in 'n skoenlapper. Onherkenbaar. Daar's nie 'n manier wat jy na daai skoenlapper kan kyk en dink,
hy was eens op 'n tyd 'n wurm nie. Daar's geen resemblance in daai skoenlapper na 'n wurm toe nie. En dis die verandering wat ons kan verwag as ons bereid is om te dink soos wat die woord sê. Nie deur harder te probeer nie, maar deur toe te laat dat die woord ons manier van dink verander. Nou ek wil net na 'n paar skrifte kyk, net om jou te help, om net weer opnuut bewus te wees van God se beloftes en wat sy wil en sy hart is vir ons lewens, en om jou gedagtes bloot te stel aan nuwe maniere van dink, veral rondom genesing. Daar's uiteraard honderde beloftes, en dit sal ons maande vat om hulle almal te ondersoek. Ek wil net in 'n paar minute 'n klompie tekste met jou deel, om jou net te prikkel oor die moontlikhede. Psalm 103 vers 2 en 3 sê, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vers 3, wat al jou ongeregtigheid vergewe, en al jou krankhede genees. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Ek het na 'n klompie vertalings gaan kyk, almal vertaal hierdie woordjie al met al, of dan all in die Engels. Nie een vertaling vertaal dit met party of sommiges nie. Daar's nie een vertaling wat sê wat sommige van jou ongeregtigheid vergewe en wat sommige van jou krankhede genees nie. Hoekom is dit so maklik vir ons om te aanvaar dat God al ons sondes vergewe, maar ons sukkel om te glo en ons het 'n klomp verskonings hoekom hy nie al ons siektes genees nie. Hier staan dit, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Daar's nie een enkele sonde wat te groot is wat God nie sal vergewe nie. Geen, zero, niks. Hy vergewe almal, want Jesus het die prys vir almal betaal. Maar hier staan in dieselfde sin dat hy ook al jou siektes wil genees. Nie sommiges nie. Nie die groot is of die moeilik is of die wat jou medies nie wil betaal nie. Almal. Hoekom? Want dieselfde Jesus het by dieselfde kruis daarvoor betaal. Toe hy jou straf op hom geneem het vir jou sondes, het hy ook jou wonde gevat sodat jy gesond kan wees. Dit staan hier in dieselfde sin, want dit was saam behaal en betaal. Selfde Jesus op dieselfde kruis. Een betaling vir altyd genoeg vir al jou sondes en al jou siektes. Man, hou op om jouself hier te probeer uitredeneer. En begin nie hieroor dink. Begin in lyn met die woord hieroor dink en gee die woord geleentheid om jou te transformeer en 100voudige vrug in jou lewe op te lewer. Hoe gaan 100voudige vrug van genesing lyk? Ja, ek dink jy is slim genoeg om daai antwoord uit te figure. Kyk wat staan in Spreuke 4 hier vanaf vers 20. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Vers 22. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Is dit nie presies wat Jesus gesê het nie? Luister na wat ek sê en bewaar hierdie woorde in jou hart. Maar kyk hoe lyk die 100voudige vrug as jy dit sou doen. Hulle is die lewe vir die wat hulle vind en genesing vir hulle hele liggaam. God se woord is genesing vir jou hele liggaam. Sy woord, dis al. Dis so eenvoudig. Psalm 107 vers 20 sê, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. Net sy woord, dis al wat nodig is vir totale genesing. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak. Maar nou gaan Jesus nog 'n stap verder, in 1 Petrus 2:24 staan, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is. Jy het nie nodig om by God te soebat en pleit en lang trane te huil, dat hy jou sal genees nie. Jy het nie eens nodig om daaroor te vas en sy wil te soek nie. Hy gaan jou nie gesond maak omdat jy nou honger is nie. Nee, sy woord en sy wil is duidelik. Hy wil jou gesond hê. Jesus het die prys betaal.
Dis reeds afgehandel. Daar's nie vir jou ook prys om te betaal nie. Jesus se betaling was genoeg. Sy wil is duidelik. Dis hy wat al jou krankhede genees. En die toegang is duidelik, deur sy woord. En wat wil sy woord bereik? Ons het nou net 2 weke spandeer om te bepaal wat is die potensiaal van sy woord. Altyd, maar altyd 100voudige vrug. Hoe lyk 100voudige genesing? Soos ek sê, ek is seker, jy weet hoe lyk daai antwoord. Here, ek wil U vandag opnuut dankie sê vir die krag en die lewe in U woord, dat U woord vandag vir ons kom bevestig. U wil is om ons gesond te maak en U woord het die krag om ons te genees. Ek kies vandag, saam met elke boeta en sussie wat bereid is om saam met my te kies ek vandag, hier is die waarheid van my lewe, en ek kies vandag om my hart sag en sensitief te maak, en my hart voor te berei, om hierdie woord te kan ontvang, dat hierdie saad in my sal opskiet, en 'n 100voudige vrug van 'n 100% genesing, totale gesondheid in my lewe sal oplewer. In Jesus naam, dankie Here, U doen die werk nou. Amen. Geliefde van Jesus, kan jy sien hoekom is dit so belangrik om jou neus in sy woord te hou? Shalom.